mighty name of Jesus Christ. Come and bless it right now. Bless every pocket where it comes out, Lord, and bless those who can give and those who couldn't give this morning, Father God, for the next time. You bless them. Come and give, my Father God. Bless the hands who are going to work with it, my Father, in the mighty name of Jesus Christ. I give you the glory, I give you the honor. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Gaan we aanbiddings goed kry, ons harte gereed kry vir die woord van die Here vanmôre. Die Here sal julle ryk seën. Amen en amen. Amen. Ik heb als het gelukkig en goed in de naam van de Heer, Jesus Christus, onze verlosser en zaligmaker. Daar is niemand zoals die Heer. Daar is niemand zoals die Heer. Amen. Halleluja. Glory. Ik ben dankbaar dat die Heer ons die geleentheid gee om saam met U te wees. Ons gaan lees in die woord van die Here 'n baie welbekende skrif. Genesis hoofstuk 12. Genesis chapter 12 verse number 1. Die roeping van Abraham en vers nummer 1, en die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën
en hom vervloek, wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Toe Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met Abraham getrek, en Abraham was 75 jaar oud. By sy vertrek uit Haran. En Abraham het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings, wat hulle by mekaar gemaak het, en die slawe wat hulle in Haran verwerk het, en hulle het uitgetrek en na die land Kanaan te gaan, en die land Kanaan gekom, en Abraham het deur die land weer getrek na die plek Shechem, tot by die terpentijnboom More. Is dit More? Mamre. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abraham en sê aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. Mag die Here sy woord seën. Hier is 'n belofte wat die Here aan Abraham gee in Genesis 12. Die Here sê ek sal jou 'n groot nasie maak. En geliefdes, ons ken die geskiedenis, die verhaal van Abraham. Die Bybel sê Abraham, die rede waarom die Here van Abraham gesê het, trek weg van jou ouer huis af. Abraham se pa was 'n afgodsdienaar. En hulle het afgode gedien en hulle reken dat Abraham se pa het nie net afgode gedien nie, maar hy was ook 'n man wat hierdie afgodsbeelde gebou het. En toe sê die Here vir hom, kom weg, want ek kan nie met jou praat onder hierdie omstandighede nie. Kom na die plek toe wat ek jou sal aanwys. En die Here sê vir hom, ek gaan vir jou 'n groot nasie maak. Wanneer ons lees in die 15de hoofstuk, geliefdes, toe sê die Here 'n soortgelyke maak die Here 'n soortgelyke belofte aan Abraham. En Abraham vra van die Here, Here, ek het dan nie 'n kind nie. Met ander woorde, as ek sterf, aan wie gaan ek hierdie dinge los wat U my nie geseën het? Because ek het opsetlik gelees waar die Here sê Abraham was 75 jaar oud. I mean, as jy 75 jaar oud is, in ons land, of in ons lewe, as jy 75 jaar is, dan is jy al op pensioen. Jy maak nou klaar om jouself die laaste paar jare so te geniet dat jy gereed is om te sterwe. Maar die Here roep vir Abraham uit die hoë ouderdom uit. En Abraham gaan nou 'n vreemde environment in. Hy gaan nou na 'n vreemde land, vreemde mense gaan hy ontmoet. En toe Lot hoor Abraham word geroep, toe sê Lot vir hom, ek gaan saam. En as jy verder aflees, dan hoor jy Abraham se pa sê, ek gaan ook saam. Die Here roep vir Abraham, maar die Here praat met Abraham en hierdie mense sien die anointing, die mense sien die blessing, die mense sien die vooruitgang in Abraham se lewe en hulle sê, ek wil aan hierdie man se lippe hang. Ek wil as het ware aan sy, hy het nie rok gedra nie, of miskien het hy, ek wil aan sy rokspan vashou. Because as die Here vir Abraham seën, outomaties die wat naby hom is, gaan ook geseën word. Amen. En Abraham, geliefdes, ontvang die blessing van die belofte van die Here en baie dinge gebeur daarna. Amen. Dit was nie maklik vir Abraham om die belofte van die Here gestand te hou. Yes, Lord. Toe hy van Lot saamvat, geliefdes, toe daar 'n bekleierery onder Lot se skaapwagters en Abraham se wagters. Yes, Lord. En die manne kom by Abraham en hulle sê, ons kan nie weer met die mense. Is net 'n probleem, because elke dag is dat stryery en bekleierery oor vee. Kan jy nie iets doen nie? Abraham roep vir Lot en hy gaan staan op 'n heuwel en hy sê vir Lot, jy het nou so baie vee, ons kan nie meer saam bly. Jy is so geseën, because Lot het geweet, as ek met Abraham bly, gaan ek geseën wees. En die Here vergroot sy gebied, die Here gee vir hom baie meer as wat hy mee uitgetrek het.
En Abraham sê, nou kom die tyd wat ons moet skei. Gaan jy links, dan gaan ek regs. Gaan jy oos, dan gaan ek wes. Kies, ek gee jou die geleentheid om te kies. Because die tyd het nou gekom, dat die Here se belofte in Abraham se lewe in vervulling moet kom. En Lot sê, Abraham, ek gaan kies. En hy kyk so voor hom uit en hy sien die groen wynvelde. Hy sê, hier is 'n plek waar my vee regtig nodig het om meer te kan groei en voorspoedig te kan wees. Not realizing dat hierdie is die plek wat die Here oor 'n paar jaar gaan verwoes. Hy kies hierdie plek naby Sodom. En Abraham soen hom en Abraham seën hom en Abraham sê, you go with my blessing, Lot. En daar gaan Lot met sy vee, toe is daar vrede. Maar jy sien, Abraham kon nie doen dit wat die Here vir hom gesê het om te doen nie, because daar so baie dinge in sy lewe gebeur. Nie 100 jaar nie, toe daar 'n oorlog, toe moes Abraham gaan veg. Maar hier is die ding wat ek vanoggend vir julle wil seën. Die Here praat met Abraham. Sarah is, hoe oud was Sarah? Want because Abraham is 10 jaar ouer as Sarah. Sarah is 65, Abraham is 75. En toe die Here hierdie belofte maak, toe luister Sarah en Sarah wag vir 10 jaar, het niks gebeur nie. Daar het niks gebeur om te sê dat die Here het 'n belofte met iemand gemaak. En Sarah in die 15de hoofstuk van Genesis maak 'n voorstel aan Abraham. Sy sê vir Abraham, hoor jy die woord van die Here, onthou jy? 10 jaar terug het die Here gesê, hy gaan jou seën, hy gaan jou 'n groot nasie maak, jou nageslag sal wees soos die sand van die see, en soos die sterre van die hemel. Het jy onthou? Abraham sê ja. Sal ek ooit die dag vergeet wat die Here met ons gepraat het? Maar sy sê, luister, ek het 'n voorstel om te maak. Aangesien 10 jaar nou verby is en niks gebeur het nie, ek het 'n voorstel om te maak. Abraham sê, ek is, my ore is oop om te luister. Sy sê, ons het vir Hagar hierso, 'n slavin. Gaan slaap met Hagar. As die Here vir Hagar 'n kind gee, dan vat ons die kind en ons neem die kind aan en ons bou ons familie, ons bou ons nageslag op hierdie. Dit was haar idee. As Hagar swanger word, dan vat hulle die kind van haar af en hulle maak die kind groot. Maar jy sien, die Bybel sê toe Hagar swanger word, toe begin Hagar Sarah te minag en te verag. Die Bybel sê, Sarah was so geïrriteerd met Hagar se optrede. Imagine, ek skilder maar nou my prentjie. Terwyl Hagar swanger is, moet Sarah nou vir Hagar kom bedien wie die slavin is. Hagar sê nou, hoorie, ek voel nie lekker vandag nie, jy weet mos nou ek is swanger. Ek het nou lus vir whatever kos wat ek wil. Jy moet weet, ek moet nog gesond eet, because ek moet kyk na hierdie kind. Sarah se voorstel, sy het nie geweet die nagevolge van haar voorstel nie. Sy is nou die bediende, en die slavin is nou die madam, because sy kry nou instructions van Hagar af. Sy draai om en sy sê vir Abraham, ek kan hierdie ding nie meer vat nie. Abraham sê, whatever jy besluit om te doen, my vrou, doen dat, ek gaan jou ondersteun. Ek en jy my volle ondersteuning. Doen wat jy dink is reg. En Sarah besluit, ek gaan vir Hagar. Ek weet nie as dit die regte woord om te gebruik nie, maar so plat en 'n kras Afrikaanse woord wat ons gebruik. Sy gee vir Hagar help.
Sy maak haar lewe so ondraaglik, dat Hagar in hy swanger toestand besluit, ek gaan nie hier bly nie, ek gaan eerder in die woestyn. Sy besluit, ek staan op en ek gaan loop. Jy moet onthou, die belofte van die Here was Abraham gaan geseën wees, en sy sê, miskien kan die Here dink aan ons deur Hagar. Hagar was nooit in die prentjie, toe God die belofte aan Sarah en Abraham maak nie. Hagar was Sarah se idee. Dit was nooit God se idee nie. Maar jy sien, hier is iets, toe ek die woord lees, baie keer as ek die woord van die Here so lees, dan lyk dit vir my, ek verstaan nie die woord van die Here so lekker nie. Because, jy moet weet, toe die Here maar Abraham sê, Sarah gaan swanger word, toe lag sy. Maar toe, dis is nog baie ver na hierdie gedeeltes. Toe Sarah lag, toe vra die Here vir Sarah, hoekom lag jy? Sy sê, nee, ek het nie gelag nie. Jy weet, mense, het jy al iets gekry waar mense hy sarkastiese lag. So sarkasties, asof die mense moet vir jou sê, jy weet nie wat jy praat nie. Sarah lag, hy sarkastiese lag, en toe die Here vrou, maar hier stel die ekste vrou na haar man, en die Here sê niks, die Here is doodstil. Hoekom het die Here nie met Sarah bestraf en gesê, Sarah, ek het 'n belofte aan jou gemaak, los vir Hagar, maar die Here is doodstil. En die stilte van die Here is dit wat my eintlik, ek kan nie so bekommerd maak nie, eintlik interessant gemaak het omtrent die gedeelte. Hoekom is die Here stil en die Here sê nie vir Abraham, moenie na jou vrou luister nie. By ander geleentheid sê hy, Abraham, luister na jou vrou praat die regte ding, luister na haar. Maar hier sê die Here nou nie vir Abraham, moenie na jou vrou luister nie. En soms dan wonder ek maar nou, hoekom het die Here nou nie 'n stokkie voor die ding ingedruk nie en gesê, Sarah, jy gaan 'n groot probleem veroorsaak deur die voorstel. Maar hoor jy, die Here keer vir Hagar voor in die woestyn. Toe Hagar onder die boom sit in die hitte van die son, toe vra die Here vir haar, Hagar, waartoe is jy op pad? En Hagar, waarvanaf kom jy? Asof die Here nie weet nie. Die Here weet presies, maar die Here wil uit haar eie mond, uit haar belydenis hoor. Ek het weggeloop van Sarah, want ek kan nie meer in Sarah se huis bly nie. Ek is op pad nou terug Egipte toe, because ek kan dit nie meer verdra nie. Die Here sê vir haar, dit is nou my eie woorde, Sarah is jou mistress, Sarah is die madam, jy is die bediende, gaan terug en gaan verneder jou, gaan word weer die bediende. Moenie maak asof die huis jou huis is nie, because die is nie jou huis nie. Die is Sarah se huis. Hoor jy, sy gaan verneder haar, en die Here bring vir Sarah kalmte. En vir 13 jaar bly die twee mense nou saam. Ek wil daai ding nog sien in 'n getroude man se lewe met twee vrouens in een huis. Jo. Maar wat die idee is, Sarah het erken dat sy 'n fout gemaak en Hagar het erken, ek moet teruggaan en ek moet my slawe diens gaan doen aan. Toe maak die Here die blessing oop oor haar kind se lewe. Ismael vir 13 jaar was Ismael die kind in die huis. Maar hoor jy, toe Isak gebore word, toe sê Sarah vir Abraham, jaag die vrou weg. En Marie Abraham het 'n liefde ontwikkel vir Ismael. Abraham sê ook by een van hierdie gedeeltes, ek dink in die 17 of 18 hoofstuk, Here, dankie vir Ismael, ek dink Ismael gaan die blessing kry, Ismael gaan my nageslag wees. Die Here sê vir hom, hoor jy, daai was jy en Sarah se
besluite. Daai was nie my besluite nie. My besluite is Isak. Hy wat uit jou lande uitkom. Alhoewel Ismael ook uit jou lande kom. Die verskil is Sarah maak die verskil. Op hierdie gedeelte lees, toe gaan daar baie dinge deur my kop. Ek sê ook, joh, Sarah was 'n sterk vrou gewees. Om so 'n voorstel aan jou man te maak. En sê, gaan na die vrou toe, gaan slaap daar by die vrou, en as die Here die vrou se moederskoot sien, dan vat ons die kind. Sy moet 'n sterk vrou gewees het, om so 'n besluit te neem, om so 'n voorstel voor aan haar man voor te stel. Maar sien, die gevolge van alles dit. En dit is waarom ek vra, hoekom het die Here nie iets gedoen nie? Die Here is doodstil toe Sarah die voorstel maak. En iemand sê hierdie woorde, ek het dit seker gister of vandag, vanoggend of gisteraand gelees. Die Here het ons elkeen 'n vermoë gegee om vir onsself te kies. As ek die verkeerde ding kies, God gaan nie interfereer nie. Ek kies die verkeerde ding en God gaan my die gevolge dra van die verkeerde ding wat ek kies. Net so het God vir Abraham en Sarah die vrye keuse, alhoewel Sarah dit voorgestel het, kon Abraham geweier het. Maar Abraham het nie geweier nie, dit lyk vir hom nie. Die kultuur het hom gehelp, because dit was in hulle kultuur daai tyd om so te lewe. Hy dink ook, ja, dis 'n goeie besluit my vrou, solank jy net gelukkig is, is dit goed. Miskien het hy maar aanklik ook gehad op Hagar, maar hy nooit gesê nie. Maar toe die vrou die voorstel maak, toe kry hy daai ding wat hy sê, alright, my vrou het die voorstel gemaak. Dit was maar aanklik in sy hart, maar toe die vrou dit sê, toe meen hy, wel is dit seel my nou net die ding, dit gee my maar nou net peace of mind. Maar hy sien die gevolge van daardie tipe besluit was so geweldig, dat hierdie twee kinders het nooit in vrede met mekaar gelewe nie. Ismael, die Here sê, hy is soos 'n wilde esel. Sy hand gaan teen almal wees. Hy gaan teen sy broer wees, because hy veg teen Isak van kleins af. Die gevolge van Abraham en Sarah se besluit. En hoor die Sarah, geliefdes, word toe swanger op die ouderdom van. Miskien wat ek vanoggend gelees het wat my 'n bietjie, ek wil dit net vir julle lees. Genesis 17 vers 17. Want nou, Sarah het gelag, né? Maar kyk wat doen Abraham. Genesis 17 vers 17. En weet jy, gaan in die Engels ook 17 wees nie. Genesis 17 verse 17. Is either 16 or 18 as jy nie op 17 is nie. In die Engels. Toe val Abraham, of kom ons lees net 16, net vir agtergrond. En ek sal haar seën. En jou uit haar sal ook 'n seën gegee. Ek sal haar seën, sodat sy tot nasie sal word. Dit is nog van Sarah wat die Here praat. Of kom ons na vers 15, net om perspektief te kry. Verder het God aan Abraham gesê, Sarah jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sarah wees. Sy was Sarai, maar nou is sy Sarah. En ek sal haar seën, en jou uit haar ook 'n seën gee. Ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word. Konings van volke sal uit haar voorkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag. Wat doen Abraham hier? Abraham lees. Toe hy lag. Imagine die Here praat met Abraham en sê vir Abraham, hoor die Sarah gaan swanger word, maar Abraham val op sy aangesig en hy lag. Imagine,
Die Here praat met jou en jy lag. Waarom het Sarah Abraham gelag? Because Abraham was 99 jaar oud. Hy sê onmoontlik, Here, 100 jaar gaan ek wees as hierdie kind gebore word. Because 9 maande vir 'n vrou swanger te word en die kind word gebore. So 99 years, I'm too old. En Abraham begin te lag vir dit wat die Here sê. En die Here sê vir hom, Abraham! En Petrus sê dat die Here vertraag nie sy belofte. Abraham het gedink, dit is nie verby, dit is verby. Ek sal nooit die voorreg hê om 'n kind met my vrou Sarai te hê nie. Maar toe kom die Here in die 17de hoofstuk en die Here sê vir hom, Abraham, jy was 75 jaar toe jy uittrek. Toe gaan besluit jy en Sarah om julle eie gebed te beantwoord. Julle besluit om julle eie ding te doen. Ek het gewag en ek het gewag totdat jy 99 jaar oud is en nou gaan ek die belofte wat ek aan jou gegee het. Hoe lank het Abraham gewag vir die belofte van die Here? Hy was 75 jaar oud. Met ander woorde, 25 jaar. Toe sy 100 jaar oud. Toe word Sarah maar ander mense sal ouma en ouma grootjie. Sarah word ma vir die eerste keer op die ouderdom van 90 jaar oud. Because Abraham is 10 jaar ouder as sy. Op die ouderdom van 90, toe word Sarah 'n ma. En Sarah, geliefdes, word bespot van hierdie kind. Ismael, sy geaardheid was om met almal te beklei. Hy beklei met enige iemand. Toe begin hy beklei met die einste ma van Isak. Hy maak 'n voel van die ouma. En hoor jy, die Bybel sê, Sarah sê vir Abraham, ek wil hê jy moet hierdie vrou wegjag. Abraham was so lief vir Ismael, dat dit het vir hom trane in sy oë gekos om hy kind weg te jag van die Isak. Dus sien die plan van die Here gaan nie word ydel word, alles ek ook ongehoorsaam. Die Here se plan gaan in werking kom. En Abraham gee vir Hagar 'n brood en 'n sak water. En weet nie wat die beste wat hy vir haar kon gee nie. 'n sak water en 'n loop brood. Ek sê maar 'n loop brood, ek weet nie hoe groot was die brood nie. Hy gee vir haar brood en water en hy sê vir haar, jy hoor wat sê die madam, jy moet maar nog gaan. En dit was hartseer. Wat 'n ouer sal dit kan aanvaar? Gaan jou kind boeloes en jy sien hom nooit weer. Jy weet nie wat gebeur met hom. Maar wat ek vanmôre probeer vir u sê, geliefdes, my vraag is wat ek aan myself vra. Hoe lank is jy bereid om te wag dat die belofte van die Here waar kom? Sarah was 10 jaar toe sy ongeduldig. Toe sê sy vir Abraham, miskien kan dit die oplossing wees, miskien kan dit die antwoord wees, miskien het die Here so bedoel, maar die Here het niks so bedoel nie. Vir 10 jaar het sy gewag en gewag en gewag en niks het gebeur nie, maar uiteindelik, geliefdes, het sy 25 jaar vir die blessing van die Here gewag. Die Here let wel sê vir Abraham, ek gaan jou maak 'n nasie. Die Here koppel nie 'n tyd daaraan en sê volgende jaar. Die Here sê nie die jaar na dit of oor 3 jaar of oor 5 jaar. Die Here het dan vir Abraham gesê, ek gaan vir jou 'n nasie maak. En soms mis ons, geliefdes, die blessing van die Here, soos Suster Belien gesê het, deur ongeduldig te wees. Die blessing van die Here is op pad, maar omdat ek ongeduldig is, nou maak ek besluite wat die blessing van die Here vertraag. 25 years wag Sarah, toe sy al oud en afgeleef, en toe kom die blessing van die Here teer. En vanmôre, geliefdes, het die Here ook aan ons 'n belofte gemaak. Johannes 14 sê die Here, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer terug
om julle te kom haal. Baie mense het in die proses van wagting hulle visioen verloor. Hulle het hulle passion verloor vir die Here. Hulle het hulle geduld verloor met dit wat die Here beloof het en hulle het die wêreldse dinge lief gekry. Maar vir ons, wie vanmôre hier is, wil ek sê, hou aan die belofte van die Here. Hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. En as hy gegaan het, gaan hy weer terugkom. Maar daar's baie dinge wat ons deurmaak. Stryde, probleme, teleurstellings. Mense lag jou uit, mense bespot jou, mense praat agter jou rug, mense doen al hierdie dinge. Moenie aan hierdie dinge dink nie. Hou aan die belofte. Die Here het gesê, as ek gegaan het, kom ek weer terug om julle te kom haal, want ek wil hê julle moet daar weet waar ek is. In 2 Petrus 3 vers 9 sê die woord van die Here, God vertraag nie sy belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy wil nie hê enige iemand moet verlore gaan nie. Daarom is die Here geduldig en hy maak seker dat die evangelie verkondig word aan alle mense voordat die Here gaan terugkom om te kom haal. En my gebed is vanmôre, whatever die belofte van die Here, daar soms persoonlike belofte wat die Here aan ons gee. Soos in Sarah se geval, die Here het beloof hom, hy gaan haar moederskoot seën. Sy het net nie geweet wanneer nie. En sommige kere maak die Here ook persoonlike beloftes aan ons en vir ons sê 1, 2 en 3 gaan gebeur. As die Here sê I will bless you financially, dan verwag ek die Here moet hom môre voor die einde van die maand moet hy blessing in my account wees. Maar die Here sê nie wanneer gaan dit in my account wees nie. Ek moet net geduldig wees en in die tyd dat ek geduldig is, moet ek nie verkeerde besluite maak. Because as in daardie oomblik, wanneer ons wag, wanneer die versoeker kom en vir jou sê in jou ore fluister, die Here het vergeet van jou. Nee. Sarah het ook gedink, miskien vir Abraham gesê, die Here het vergeet van ons. Is dan nou al 10 jaar verby en die Here het beloof, hy gaan ons seën. Wanneer kom die blessing dan van die Here? Wanneer word ons dan geseën? Almal rondom ons word geseën. Hoor jy die mense Japula van hulle seëninge? Wanneer word ons geseën? Hoor jy, maak 'n voorstel aan Abraham. Maar geliefdes, vanmôre wil ek vir u sê, hou vas aan die belofte van die Here. As die belofte nie waar kom in my leeftyd nie, dan, geliefdes, sal die Here dit in my nageslag. Amen. Because die nageslag, Abraham het nie die nageslag gesien nie. Toe Isak gebore word, geliefdes, Isak kom net in en hy erf alles wat Abraham het. Maar hoor jy, toe Jacob kom, die kleinkind van Abraham, toe word die tafels gedraai. Jesus. En hoor jy, die Here raak vir Jacob aan en hy sê ook, ek dink aan my belofte wat ek gemaak het met jou voorvader. Yes. Dit gaan nie oor jou nie, Jacob, maar dit gaan oor my belofte wat ek gemaak het aan jou voorvaders. Amen. En soms, geliefdes, ons druk ons kinders om die Here te dien. Sometimes dan wil hulle force, dan wil hulle sometimes slaan, en hulle wil nie. Maar ek sê vir jou, die dag wanneer ons nie meer daar gaan wees nie, dan gaan hulle besef, dit wat my, die verhouding wat my pa en ma met die Here gehad het, dit speel nou af in ons lewe. Ek gaan hulle miskien nie sien, floreer in die godsdienste wat ek graag wil sien nie, maar die dag wanneer ek weg is, dan gaan die blessing van die Here op hulle val. Amen. En op hulle kinders en kinders. Because die Here sê vir Abraham, jou nageslag, hoor jy van daai dag af wat hy die belofte gemaak het, tot vandag toe, dat die nageslag van Abraham gesien. Het jy gehoor wat sê die mense? From the river to the sea, Palestine will be free. En dit was die belofte wat die Here aan Abraham gemaak het. Hy sê van die Jordaanrivier tot by die see, van die Euphrates river
tot by die see. Daai plek gaan joune wees. Moenie jy worry wat die Kanaaniet wat jou op en af hardloop en vir jou. Toe Abraham daar kom en sy penne wil inslaan, toe daar 'n Kanaaniet wat opstaan en vir Abraham vloek en vir hom sê, hier kom jy die penne inslaan nie. Dis my gebied. Maar die Here sê vir Abraham, ignoreer hom. Ek het jou 'n woord gegee. Moenie jy worry wat hulle sê nie. Moenie jou asem as 'n ware mors om hom te antwoord nie. Glo my woord en ek gaan vir jou wys. Hoor jy, toe loop Abraham en hy slaan sy penne in en hy loop en die Here sê vir hom, loop, ek gee vir jou hierdie grond. En wat is vandag die grootste probleem in Palestine en in Israel? Hy grondgebied wat die Here aan Abraham beloof het. Ismael was geseën. Toe die Here vir Hagar sê, moenie bekommerd wees nie, ek gaan hom ook seën. Omdat dit Abraham se kind is, gaan ek hom seën. Amen. Die belofte was met Abraham en Abraham se nageslag. Ongelukkig, Sarah, jy en Abraham het nou iets gedoen wat eintlik die plan van die Here vertraag het. Maar ek gaan hom seën. Hy gaan 'n nasie word. Hy gaan ook sterk wees. En dit is vanmôre die boodskap wat die Here aan ons gee. Die Here het ons 'n belofte gegee. Moenie onsself bemoei met die dinge van die wêreld, because He is coming back. He's coming back again. Abraham, geliefdes, behalwe die feit dat Abraham geseën is, toe moet Abraham in die bres staan, in die bres staan van Lot. Lot maak ook 'n besluit en Lot, geliefdes, bevind homself in Sodom. Die Bybel sê die Here maak dit aan Abraham bekend. En hy sê vir Abraham, ek gaan vir Sodom verwoes. En Abraham vra vir die Here, as daar 50 regverdige mense is, sal U dit verwoes. Abraham het geweet Lot is in Sodom. En toe die Here vir Abraham sê, daar's nie eens 5, toe sê Abraham, alright. Here, dan submit ek my nou aan U. Die Bybel sê die engel word gestuur na Lot. En Lot, geliefdes, you see, if you walk with a blessed man, God will also bless you. Toe Abraham so staan en intree voor Sodom, toe stuur die Here 2 engele om vir Lot en sy vrou te gaan waarsku. En sê vir Lot, hoor jy, die Here gaan die plek verwoes. Dit lyk ons nou onnodig as ek nou sê die Here gaan die plek verwoes. Met 4, kom julle uit, because die Here gaan die plek verwoes. Mense sê, waar? Hulle het aangegaan met hulle dinge, en die engel moet vir Lot en sy vrou aan die hand vat en uitlei. As Abraham nie ingetree het vir Sodom, ek weet nie of die Here van Lot sou uitgelei het nie. Maar say as it may be, Abraham se blessing het partly op Lot geval. Lot was geseën because hy het met Abraham geloop. En so wil ek die vanmôre bemoedig en sê, geliefdes, moenie haastig wees nie. Die blessing van die Here kom. Hy sal nie jou verbygaan nie. Maar ons moet, terwyl ons wag op die blessing van die Here, moet ons in opregtheid voor die Here wandel. As funny, die Here maak hierdie belofte aan Abraham. En Abraham was nie, hoe kan ek sê? Abraham was ook maar 'n man wat skeef getrap het, kan hy woorde gebruik. Toe daar 'n hongersnood was, toe besluit Abraham, hy wil hier afgaan na, wat is die plek? Egypte. Nie Egypte nie, maar iewers. En toe hy daar kom toe, val Abraham om by my. Jo, weet jy wat beteken Sarah se naam? Sarah beteken prinses. Daai was 'n pragtige vrou in haar 65 jaar ouderdom. Was daai vrou 'n pragtige vrou. So pragtig dat die koning begeer om haar
koning het klomp ander vrouens in die paleis. Maar toe vir Sarah sien, toe sê hy, bring vir Sarah hier. Die Bybel sê voor hulle ingaan, toe sê Abraham vir Sarah, hoorie, sê vir die mense, jy is my sister, because die mense gaan my doodmaak. Hy vergeet die belofte wat die Here moet nou waarkom in sy lewe. Hy vrees vir die mense wat hom sal doodmaak. Wanneer die belofte wat die Here op jou rug, sal jy lewe totdat hy belofte vervul word. Want die Here u môre seën. En mag ons geliefdes genade vind en krag vind om die belofte van die Here te hou in ons harte. Ek dink dit is die ding wat vir Abraham so lekker laat voel. Die Here het 'n belofte gemaak. Spot julle maar met my, ek weet die Here het 'n belofte gemaak. Doen julle wat julle wil, maar die Here het 'n belofte aan my gemaak. Mag die Here u môre seën. Halleluja. Vader, ons is baie dankie. Ons staan vanmôre hier, Here, en ons leer uit die lewe van Abraham, Sarah en Hagar. Here, ons speel onsself in hierdie gedeelte. Hoe baie kere is ons so Sarah. Here, ons is ongeduldig want die belofte word nie gou waar in ons lewe nie. Ons sit met probleme en ons hoop dat die probleem môre en oormôre oor sal waai en vergete sal wees, maar Here, ons net wakker skrik en die probleem is nog steeds daar. Maar vanmôre dank ons U dat U leer oor ons dat ons Here geduldig moet wag. 'n Plaasboer as hy saad saai in die grond, Here, ontvang nie op oes die volgende dag of die volgende week nie. En Here, so is ons ook. Ons moet geduldig wag op die belofte van U. Dit sal waar kom, Here. U vertraag nie U belofte. As U vir ons gesondheid beloof het, dan sal ons gesond wees in die naam van Jesus Christus. As U ons finansies beloof het, sal ons, Here, geseën wees in finansies. Ons moet net geduldig wag op die belofte van die Here om in vervulling te kom. En so bid ek vanmôre, liewe Here, gee ons 'n hart en gee vir ons 'n gedagte om die woord te memoriseer en in ons hart te bære. Het ons nie 'n vrees van geesagtigheid gegee nie, maar Here, 'n gees van liefde, sagmoedigheid. Help ons, Here, terwyl ons in afwagting is op U belofte, dat ons nie, Here, ongeduldig sal wees en warme besluite sal neem. Besluite wat ons eie toekoms sal benadeel, ons eie geestelike lewe sal benadeel, maar Here, dat ons besluite sal neem in ooreenstemming met U belofte vir ons in lewe. Seën elkeen wie ingekom het, bewaar ons, beskerm ons teen elke onheil in die naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën U, geliefdes, baie dankie dat jy gekom het. Ons ontmoet mekaar woensdag aan weer 7 uur by ons gebedssessie. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees met die seën by die Here kom, wat ook om aan die seën is. Amen. Amen.